Goeiemôre aan julle. Ons gaan begin met ons voorsang. Liedboek 184 vers 1, 3 en 4. Vonk 256 vers 1, 2 en 3. Vonk 202.
Liedboek 524 vers 1 en 3. Dan lied 163. Baie dankie Pieter. Goeiemôre broers en susters. En hartlik welkom by die erediens. Ek hoop julle het julle sambrele saam. Ek sien van ons geete is bietjie verstop want dit is soos watervalle hier van die dak af. Broers en susters, ons gaan begin met ons toetrede lied, gesang 442, daarvan vers 1 en 2. En dan bly ons staan vir die fotum en die seën en dan antwoord ons die Here met ons loflied, gesang 209. En dan sal ouderling Adrie Dotkins vir ons die wet en die belydenis hanteer, waarna ons dan aangaan met die res van die liturgie.
In die woord van God staan daar die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon. Alles behoort aan die Here. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. En ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Vonk 180 vers 1 en 2.
Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing saam uit lied 265 vers 1 en 2. Nou ja, terwyl dit so lekker reën, kom ons sit so en dan bid ons saam. Liefdevolle Hemelse Vader, met die reën wat so in ons ore klink en die natuur daar buite wat groen is en wat groei, wil ons vandag ook vir U kom dankie sê. Dankie vir groot genade, dankie dat U vir ons sorg. Ons sê nie altyd dankie nie, Here. Maar elke dag wanneer ons mond aan kos sit, is ons veronderstel om voordat ons eet, U te bely as die gewer van die goeie gawes. Dankie te sê. Dankie te sê vir vrede en Here, daar waar in jou wêreld soveel onrus op die oomblik is en oorlog en vandag weer mense gaan wees wat onder bomme gaan deurloop. Wil ons dankie sê dat ons rustig kan wees, dat ons hier sonder om bang te wees vandag uit ons huise kon gaan en in hierdie kerkgebou bymekaar kon kom. Ook in ons land was daar 'n tyd wat elke plaas afgebrand is en elke huis verstrooi is, mense in kampe gejaag is. Ons weet wat oorlog is. Dit is in ons bloed en in ons gene vir ons oorgedra.
En daarom dat ons harte ook uitgaan vandag na hulle wat swaar kry. Vader, wil U self die tirannie van mense en politiek beëindig, sodat daar voorspoed, rustigheid en vrede kan wees. Ons weet jou wêreld is stikkend. En daarom is die evangelie van ons Here Jesus Christus, wat 'n evangelie van liefde en vrede en vreugde en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid, van nederigheid, getrouheid, selfbeheersing is vir ons so belangrik. Dis die vrug van die Gees, wat die Heilige Gees tot stand bring, in harte bring van die wat waarlik glo. Help ons, Here, om dit wat ons vandag hier hoor, ook deel van ons bestaan en ons denke te kan maak, sodat dit ook in ons lewe kan sigbaar word. Maak dit rustig en stil in ons, sodat hierdie ontmoeting met U ook vir ons waarlik 'n ontmoeting met God sal wees. So bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sit so, dan sing ons ook as deel van ons gebed vonklied 70. Die afgelope tyd het ons wat die dagstukkies wat ek elke dag ook uitstuur, ek en Dominee Anne-Marie maak maar so beurte in, maar ek self lees bietjie uit Genesis, en onlangs het ons die gedeelte in Genesis 22 gelees, waar Abraham dan opdrag kry om vir Isak te offer, en dis tog belangrik in hierdie lydingstyd. Vandag is ons by die tweede lydingssondag. Onthou daar is 6 lydingssondag voordat dit dan ook Paasnaweek is, waar ons Goeie Vrydag, die Vrydag herdenk, en dan op Sondag die opstanding van ons Here Jesus Christus ook gaan herdenk. So ons is in daai lydingstyd, die 40 dae voor Goeie Vrydag, en wil ek graag dan Genesis 22 vers 1 tot 9 vandag aan u voorhou, om ook die lyding van ons Here Jesus Christus, die Lam van God, ook in perspektief te kan stel. Kom ons luister na die Here se woord. 'n ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet,
en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir die slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, en Abraham antwoord hom, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram, wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel en Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Ons lees tot daar die woord van die Here. Daar staan in Johannes 8 vers 47, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Die tema vir ons erediens vandag is die vraag, wat lê jy op die altaar? Wat lê jy op die altaar? En dan die teksgedeelte in vers 8, Abraham het geantwoord, my seun, God sal self sy eie offerlam voorsien. God sal self sy eie offerlam voorsien. Van kleins af was ek altyd geïnteresseerd om te verstaan, waarom doen mense wat hulle doen? En natuurlik was die Bybel altyd fascinerend gewees. Nie net die Bybel nie, maar ook die kerk. Dit was ons familie se gewoonte om elke Sondag kerk toe te gaan. En
so het 'n mens dikwels dan ook die erediens beleef. En so is daar baie van ons kinders ook hier, wat ek hoop, ook vra, ook wonder, hoekom doen ons dinge soos ons dit doen? Hoekom lyk ons kerk vandag anders as wat ons dalk lees in die Ou Testament? Een van die vrae wat by my opgekom het as kind is, waarom is daar nie meer 'n altaar by die kerk nie? Waarom het ons opgehou om offers te bring? Natuurlik kom dit in by die evangelie van Jesus Christus, maar vir 'n kind is dit moeilik om hierdie konkrete dinge in die abstrakte te verstaan. Uiteindelik sou ek agterkom dat daar 2 soorte offers was. Daar was sondeoffers. Die volk moes gereeld offers bring om daarmee bewus te wees daarvan dat hulle God 'n lewe skuld. Wanneer daardie skaap of daardie bul of watter dier, as jy arm was, was dit 2 tortelduwe wat geoffer is, maar wanneer daardie dier se bloed geloop het, was jy gekonfronteer met die feit dat ek skuld God 'n lewe. Heel aan die begin het die Here vir Adam en Eva gesê, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En hulle het nie dood neergeval toe hulle daardie vrug van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het nie. Maar hulle het sterflik geword. En die grootste gevaar wat die mense in die gesig staar, is om God verlate te sterwe. Nie net op te hou asemhaal nie, maar op te hou asemhaal en jou oë aan die ander kant van die werklikheid oop te maak en te besef ek is God verlate. Waar is God? Uitgelewer aan die bose. 'n gehuil en 'n geknars van tande, wat dikwels ook met 'n verterende vuur beskryf word in die woord hel. Week na week, jaar na jaar, is diere geoffer. 'n dier se lewe in jou plek, aanhoudend, herhalend. Want 'n dier se lewe kan nooit vergoed vir die lewe van 'n mens nie. Dit was die een soort offer. Die ander soort offers wat mense in die Ou Testament gekry het, was dankoffers. Die eerste van die oes. Daardie stadium wat die kerk eintlik maar so half, of kom ons sê die tempel of die godsdiens ook volledig vir baie goed verantwoordelik is, waarvoor die staat vandag verantwoordelikheid by die kerk gevat het, is aanvanklik tiendes gevra. En daardie tiendes is die werk van die Here in stand gehou, die armes versorg, al die dinge deesdae, vir al die armes het die staat so half oorgeneem met ons belasting, met die grants en die goederes wat hulle uitbetaal. Maar dankoffers is steeds deel ook van ons lewe, want dankbaarheid hou ons nooit op nie. Nêrens het die Here gesê, dankoffers is afgeskaf nie. Om die waarheid te sê, ons Here Jesus het dit bevestig, toe hy aangeval is, juis oor belasting, en hy dan uiteindelik die muntstuk vat en sê, wie se kop is daarop, en hulle sê die keiser se, en hy sê dan, gee aan God wat God toekom,
en aan die keiser wat hom toekom. Hy het nie net gesê gee aan die keiser wat hom toekom nie. Gee aan God eerste. Want dankoffers hou nooit op nie. Tog het ons nie 'n altaar nie. Later sou ek agterkom dat kerke verskillend lyk. In die Griekse en in die Rooms-Katolieke kerk is daar nog 'n altaar. En selfs in die Lutherse kerk is daar nog 'n altaar. Hulle preekstoeltjie sit so aan die kant. Die middelpunt van die kerkgebou is die altaar. En dan die offer wat op daardie altaar week na week gebring word, is dit wat ons as die nagmaal ken. Maar die altaar is nog steeds daar. In ons kerke, nie meer altyd nie, maar dit was eintlik altyd die beginsel, staan die preekstoel in die sentrum, in die fokus van die kerkgebou. Want daarmee wou die reformatoriese kerke iets sê van dat die woord, die evangelie, die verkondiging van die evangelie is vir ons die sentrale. As jy nie die evangelie verstaan nie, maak die nagmaal ook nie sin nie. Deesdae sal daar 'n verhoog in baie kerke in die fokus wees. En saam met die verhoog orkes en die predikant wat maar so tussendeur beweeg, maar die musiek is eintlik maar in die middelpunt of dalk nog een of ander groot bad waarin die groot onderdompelingsdoop dan bedien word. So deur net na 'n kerk se ontwerp te kyk, kan jy al sien wat is die fokus van daardie gemeente. Maar wat het verander, vra die gemoed van 'n kind? Wat het verander van Abraham se tyd na ons tyd vandag? Staan ons nie meer skuldig voor God soos in die Ou Testamentiese tyd nie? Of het God besluit om die sondes maar net af te skryf? Nee, uiteindelik besef 'n mens dat God se regverdigheid beteken dat die sonde nooit ongestraf kan bly nie. God kan nie regverdig wees, God kan nie 'n regter wees en dan so besluit en dan so besluit nie. 'n Regter moet blind, daarom daai een wat met die weegskaal staan, het 'n blinddoek op. 'n Regter moet net die reg toepas en God is ook 'n regter. God het die reg om enigiets van ons te vra. God het die reg om selfs ons lewens op te eis. Die verhaal van Abraham wat beveel word om vir Isak sy seun te offer, is seker een van die aangrypendste en partykeer ontstellende gedeeltes in die Bybel. Dink aan die spanning waarmee Abraham daardie reis onderneem het. Toe hy daardie donkie pak, toe hy daardie hout kap. Elke tree stukkie puin, daar in die verte begin die bestemming duidelik word. Dis te verskriklik om daardie slawe saam te vat. Bly julle hier by die donkie. Ek en die seun gaan alleen verder. Isak is al groot genoeg om daardie bondeltjie hout op sy skouers te kan dra en hy is groot genoeg om te verstaan. Pa, hier's die hout, maar waar is die offerlam?
Hoe sou jy geantwoord het? Wat is jy bereid om op die altaar vir God te offer? Abraham het al 'n baie ver pad met die Here geloop, daar uit die land waar hy groot geword het, weg van sy familie, weg van sy mense, weg van die veiligheid, van daardie strukture wat 'n mens kan beskerm, het hy geleer om God te vertrou, deur hongersnood. Hoeveel keer was daar nie soveel hongersnood dat hy Egipte toe moes vlug of na ander lande moes uitwyk en dan nie probleme met die vrou nie. Jaar na jaar kom die Here se belofte, daar gaan 'n seun wees, daar gaan 'n seun wees, jy gaan 'n land kry, maar hy het niks op sy naam nie, daar's nie 'n seun nie. Hy maak die een plan na die ander, hy vat vir Lot saam, hy kry uiteindelik 'n byvrou, Ismael word gebore en al hierdie dinge gebeur, maar hy die hele tyd blok die Here hom. Maar deur dit alles het Abraham 2 dinge van God geleer en dit is so belangrik dat ons dit ook moet verstaan in ons lewe. 2 wesenskenmerke van God. God is nie net regverdig nie, maar God is ook genadig en liefdevol. God is regverdig en God is genadig en liefdevol. Dis die 2 wesenskenmerke van God wat Abraham geleer het. En daarom kan hy vir Isak antwoord: my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En dis nou juis hier waar ons uitkom, waar ons verbintenis met lydingstyd, met Jesus Christus kan vind, in dit wat ons hier in Genesis 22 lees. As 'n mens wonder, hoekom het die Here hierdie ding laat gebeur, dan moet jy altyd onthou, God ken die toekoms. Eintlik is God hier besig om vir die wêreld 'n boodskap te bring, vir die wêreld iets te leer van wat is hy bereid om op die offeraltaar te lê om ons te red. God het self gedoen wat hy van Abraham gevra het. En uiteindelik vir Abraham gekeer het om te doen. Hy het sy seun, sy enigste seun, Jesus Christus wat hy liefhet, as offerlam gegee. Lydingstyd wil vir my en jou elke jaar herinner dat offers vir die sonde nie iets is wat maar net gelos is nie. Ja kinders, ons het nie meer 'n altaar nie, ons slag nie meer 'n skaap of 'n bul of 'n bok of 'n duif of die diere wat in die Ou Testament geslag is om die mense te laat verstaan hulle skuld God te lewe nie. Want God het sy eie offerlam voorsien. Wanneer ons hier by mekaar is, dan dink ons aan Jesus Christus wat sy lewe, sy bloed gestort het in my en jou plek. God se regverdigheid en sy genade en sy liefdevolheid ontmoet mekaar juis daar op Golgotha aan die kruis. Ja, daar ontmoet God se liefde en God se regverdigheid.
In sy regverdigheid kan hy die sonde nie ongestraf laat nie. In sy liefde voorsien hy self die offerlam. En ek en jy weet ons skuld God 'n lewe. Die straf vir die sonde is die dood, daar is geen twyfel daaroor nie. Maar hy het in my en in jou plek kom ly en sterwe, sy bloed gegee. 'n Offer wat eens en vir altyd die sonde van die mensdom kan skoon was. Wat is jy bereid om op die altaar te lê? 'n lewe, 'n offergawe, 'n dankoffer, tyd. Uiteindelik as ons verstaan wat God vir ons gedoen het, is dankbaarheid nie 'n kwessie nie. Kan dankbaarheid mos nie vir ons te veel gevra wees? Vir 'n God wat so goed is, wat bereid is om meer te doen as wat 'n mens ooit kan dink, wat selfs bereid was om sy geliefde seun, sy enigste, te gee in ruil vir jou lewe nie. Mag ons onthou en mag ons lewe as mense wat besef dat dankbaarheid nie 'n opsie is nie. Dit is nie iets waaroor 'n mens moet gaan dink nie. Dit is nie iets waaroor 'n mens moet gaan besluit nie. Dit is nie iets waaroor 'n mens moet sommetjies maak nie. Dankbaarheid is vanselfsprekend vir elkeen wat weet, my seun, God het inderdaad sy eie offerlam voorsien. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, as ons weer hierdie basis van die evangelie, van die goeie nuus, bietjie uit 'n ander hoog bekyk, die oogpunt van 'n offerande. Vader, ons besef nie altyd hoe groot die offer is wat U gebring het, hoe diep en wyd en hoog en onverstaanbaar groot U genade is nie. Juis in hierdie skrikwekkendheid van die offer van ons Here Jesus Christus aan die kruis op Golgotha, besef ons die stikkendheid van hierdie wêreld. Hoe hartseer, hoe pynlik dit ook vir U moet wees om te sien wat ons mense daarvan gemaak het, omdat ons ons eie God wil wees. Vader, ons bid dat U ons altyd sal help om te lewe as mense wat dag vir dag, oomblik vir oomblik bewus is van U teenwoordigheid. Help ons om ons keuses, ons prioriteite, ons lewe in te rig na die geloof. Vader, dit gee vir ons troos in tye wanneer ons bang en benoud voel, en dit is benoude tye, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Nie net op die breë
wêreldverhoog nie, maar ook hier in ons land waar so baie dinge uitmekaar uitval. En soveel sekerhede vir ons bedreig word. Here, ons vra dat hierdie wonderlike reën wat val, ook daardie bekkenklauseer sal wegvee uit ons omgewing waar dit so soos 'n veldbrand versprei en vir ons boere in die eerste plek 'n bestaanskrisis veroorsaak. Maar nie net vir die boere wat met beeste en skape en varke boer nie, maar ook die wat met wild boer. Die wildbedryf wat vir ons hier in die Bosveld so 'n belangrike en 'n groot saak is, word ook totaal vernietig deur dit. En ons wil vanoggend in die besonder voorbidding doen vir die wildbedryf, vir die veebedryf, vir elkeen wat bekommerd is. Here, bring uitkoms op die tyd, soos U dit ook vir ons moontlik maak. Help ons, Here, om ook 'n hart vir mekaar te hê en te kan help waar ons kan help. 'n verskil te kan maak waar ons 'n verskil kan maak. Dankie dat ons weet U is groter as siektes, as ellendes, U selfs groter as die regering se verval, swak beleid, hardkoppigheid, allerlei dinge waarmee mense mekaar vernietig en uiteindelik 'n land onregeerbaar maak. Here, U is in beheer en ons vertrou U ten volle soos Abraham U vertrou het. Ons weet dat niks ons ooit van die liefde kan skei, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here nie. Daarom dat ons ook in besonder vandag kan bid saam met die wat siek is, die wat benoud is, die wat 'n probleem of ontwrigting ook al in hierdie lewe ondervind, die wat in rousmart gedompel is. Here, ons bid saam met mekaar, want dit het waarde om te bid, dit het krag om te bid. En ons sien wonderwerke om ons gebeur, nie net deur die mediese wetenskap nie, maar selfs soms verby die mediese wetenskap. Dankie dat ons U kan vertrou. Here, hou ons elkeen in die palm van U hand en help ons om altyd te weet ons is veilig. Want U liefde gaan ons verstand te bowe. So bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sing ten slotte gesang of Vonklied 146 vers 1 en 3.
Ontvang elkeen die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle en kragtige werking van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. En ons antwoord, Amen. U kan maar sit.